Dit is Dr. Tom Tennyson en sy pragtige wederhelf, Tannie Cherry, wat hier by ons is. Ek het 'n voorreg om met hom al 'n redelike pad geloop het, saam met die brugbouers, saam met pastoor Ernst van Rooyen. En toe hy in Naboomspruit, hy en Tannie Cherry 'n groot projek aan die gang gehad het, daarvan dink ek sal ons nou meer hoor, was dit vir my groot voorreg om saam met die ou godsman daar te gewees het. Ek dink pastoor Tom sal onthou toe ons daar deurgaan, of Dr. Tom, en toe ons teruggaan, toe sê pastoor Ernst vir my ou Chrisman, hy sê as 'n man sulke goed doen, moet hy weet die gees van God het aan hom dinge geopenbaar. Dis geen mens wat sulke goed kan regkry nie. En ons het gepraat tot hier in Pretoria oor wat in Naboomspruit aan die gang, en ek waarborg jou, wat deur hierdie godsman se hande en die vermoëns gebeur het, en wat die Here van die leerskare deur niks anders as die Heilige Gees aan hom bekend gemaak het tot op die markplein. Kan ons, weet ons, dat die Gees van God in die salwing werk nie net deur 'n dans en 'n taal praat nie, maar hy werk in elke faset van jou lewe. Maar pastoor Piet het die voorreg om hom langer te ken en vir Tannie Cherry langer te ken, en hulle stap nog 'n langer pad as wat ons stap. So hulle stap van deur die jare daar in die goeie ou dae, daar in die Kaap. Baby, jy kan gesels. Oom Tom, julle moet maar verskoon, ek ken hom as Oom Tommy en Tannie Cherry. Ek hou het so. Oom Tom, ek dink ons baie het gekruis, wanneer het julle geland in Gansbaai? 86, 85, 86, 88? Ja, ons het begin 1990. Is dit? Daar in daai oomblikke. Oom moet so 'n bietjie net die mikrofoon naby hou daar. 1990 het ons begin. Daar is hy. En ek dink amper ek het soos 'n arend by julle inhuldiging gesing. Ja. As ek reg onthou. Heeltemal reg, Wonderlik, en dit is vir my groot voorreg om vanaand met oom te kan gesels. Baie moeilike tyd in my lewe was oom Tom my pastoor gewees, en oom het in my geglo, oom en Tannie Cherry, en ek wil julle vanaand baie dankie daarvoor sê. Toe baie ander veroordelend was, het oom vir my gesê, daar's 'n hek in die pad en jy gaan deur die hek kan gaan. Dankie oom Tom. Oom Tom, sê bietjie vir my, hoeveel jare is oom nou al in die bediening? 52 jaar lank. En dit is toe ek begin stap het en ook so my ou dierbare vrou Cherry ontmoet het. Maar basies 52 jaar. 52 jaar, dit is ongelooflik, en ek dink as ons vanaand hier 'n skatkis kan oopmaak van al die getuienisse wat oom het, waar die Here oom deurgedra het, gaan ons definitief weke aan een kan gesels. Maar ek weet ook dat Nuwe Hoop is 'n baie naby aan oom se hart. Wil oom nie vir my net so 'n bietjie vertel, wat is daar aan die gebeur nie? Dit is baie maklik. Toe ek 1990 begin het in Gansbaai, was dit een van daardie lanceringsplatforms wat ek daar moes gaan bou. Sodat ek uit Gansbaai 'n bediening kon lanceer het, onbekend in die land en in die kerke. Ja. Absoluut. 'n lanceringsprojek, naamlik Nuwe Hoop opleiding. Amen. Vir die gemeenskap, vir die land. Skills training. Wow. En toe ek die kerke vra, ek wil in die veld ingaan, pragtig mooi, ek word geakkrediteer deur al die kerke basies, en mense erken dit en sê dis mooi, maar verstaan nog nie die konsep nie. Nuwe Hoop opleiding. Dit gaan nie om net disippelskap, toepassings te doen, opleiding nie, en Bybelkunde opleiding nie, dit het ons alles gedoen. Maar dit gaan oor praktiese vaardigheidsopleiding. Amen. En toe ek in 1990 dit bekendstel, verstaan baie nie, maar Departement Arbeid snap dit. Wow. En hulle registreer ons in Gansbaai as die eerste opleidingsentrum. Halleluja. Wat bitter min mense weet. Ja. En hulle gee my daardie erkenning en 'n sertifikaat wat ek soos goud bewaar in hierdie land tot nou toe. Absoluut. So, en toe lanceer ons verskillende kursusse vanuit Gansbaai en ons begin. En dit is die rede hoekom ons so 'n sentrum daar gebou het, en toe julle ook daar gekom het. Is dit nie wonderlik met verskillende kursusse waaroor ons later kan praat? Dis absoluut so, oom Tom, en as 'n mens kyk hoe dit nou al, ek wil amper vir oom sê, oor die wêreld het oom nou al getoer met hierdie vaardighede en die konsep wat die Here vir oom gegee het. Dit is regtig waar vir my
Wow. En ons het soos my liefling gesê het vir oom hulle hier in Naboom gesien en oom hulle was in Mexico en ek wil nie eens al die plekke opnoem nie. Sê net vinnig vir ons watter kursusse het oom dan wat oom so aanbied. Weet jy wat so wonderlik is? Ons kan kursusse aanbied en aanpas op grond van die behoefte. Jy het nou net vir my genoem van Mexico, Belize. Toe ek daar land in die woude, tussen die ape en die papegaaie, toe kom ek agter daar, ons moet aanpas en hulle oplei volgens hulle behoefte. En dit is eintlik die konsep van gemeenskapontwikkeling. En dit is gee die mense wat is die nood, die plaaslike nood, of ons gebruik 'n groot woordjie, inheemse kennis. Met ander woorde, dit help tog nou nie. Ek wil in Kanada begin om ys te verkoop nie, of aan die Eskimos nou 'n ysfabriek daarop te sit nie. Dit gaan bankrot tog loop, man. Jy verstaan. Wonderbaar. So met ander woorde, maar ek dink dokter Tom sal dit reg gekry het. Ja nee, oom sou hulle verkoop het. Dokter Tom sal doen wat toepaslik is. En toe het ons nou terug te kom na Naboom toe, en spesifiek in Naboom, en môre gaan ek weer daar na toe om sekere dinge te probeer aktiveer daar, na lang periode, want ons is besig. Maar in Naboom onder andere, kom van ons jong manne oor die land bymekaar, en ek lei hulle daar spesifiek, ons lei hulle op, in metaalwerke, swyswerke, pypwerke, ketelmakerye, ensovoorts, wat toepaslik is vir die myne en die industrie. Wanneer ons in Gansbaai en môreoggend begin weer 'n klomp mense by die see, en ons lei hulle daarop vir skeepsreparasies en dergelike dinge, met 'n instrukteur daar. Dis verskillende kursusse wat ons oplei. Maar toe ons begin dit in Gansbaai, was dit nog nie so diep en wyd nie. En toe begin ons by Mannekrag met kersmakery, hoedemakery, skoenemakery en tuinbewerking en so kan en hoender en komposbewerking. Jy wil nie meer hoor nie. Maar dis alles werkskepingsprojekte en etlike duisende word gesertifiseer. Waar ons die stempel gee, en dit is die wonder van alles. Absoluut. Om en ek dink wat baie mense aangryp van dit is die tydsduur waarin oom dan hierdie kursusse aanbied is eintlik ongelooflik en ek kan persoonlik ou DP wat familie is van ons het soveel baat gevind daarbey en daar is absoluut wonderwerke, maar wat vir my aangegryp het veral in Naboom is toe ek sien hoe oom hierdie jong manne en baie van hulle het uit seerplekke uitgekom. Hoe oom hulle oplei, maar ook die ekstras gee soos finansiële bestuur en hoe om die Here te dien en al daai ekstra afrondingswerke was regtig waar vir my aangrypend geweest. Sonder dit, hierdie is die bediening. God het ons geroep in die bediening. Amen. En dit is wonderlik om vir mense te sê, julle moet mooi soet mense wees en julle moet die pad reguit loop. Maar as jy boonop die evangelie gee, jy wys vir hom om 'n broodjie op die tafel te kry, om aanvaardig te raak, en die klem wat ons doen elke dag waar dit kom, is dit die evangelie. So ek werk met die rouste van rouste mense wat daar is. Sondaars op die oomblik in Kaapstad hanteer ons by SAMHSA, dit is die seeveiligheidsinstansie, vanaf die Namibië se grense, Port Nolloth, tot by Oos-London. Al die matrose, almal wat op 'n skip klim, almal wat in 'n skei klim, wat in 'n enginekamer moet afklim, en het ek toegang in Kaapstad om hulle te sertifiseer, maar te toets. So die moslim vriende, die Mohammedaan kom daar, die Hindu kom daar, en die manne kom, en die evangelie, hierdie woord, word aangebied met gebed. En dan verander dit, en wat vir my so mooi is, dan in die kerk volle mandaat gekry, ek mag dit doen. As ek dit nie mag doen nie, dan doen ons dit nie. Maar dit is waaroor dit gaan. Dit is so wonderlik oom, en ek weet hierdie deur gaan net groter en groter oop, want dit is die evangelie. Dis waar die tye teerslaan, soos ons altyd sê. In die rede van oom Tom, pastoor, dokter Tom,
Toe ons in Naboom was, het jy my so 'n bietjie deur daai pragtige werkswinkels gevat en aan die kantore en jy het vir my daai handleidings en handboeke gewys. Dit is deur jou opgestel en geskryf, né? Ag, ek het 'n paar bronne notas en so meer geraadpleeg. Ja. Ek kan eintlik nie baie goed skryf nie, sal my getuienis nog hoor. Ja. Ek kan ook nie goed lees nie, maar ek het er 'n paar notas daarso Ja. en so voort. Ja, ons was verstom wat en terwyl ons deur die kantore gaan, daar as jy in Naboom daai plek en ek dink pastoor Dion was ook een keer saam met ons daar gewees. Hy het al die ek het dit nou chalets genoem met kliniese kombuise gewees binne en dan as jy in daai werkswinkels gaan waar pastoor Tom hierdie opleiding gedoen het. Ek onthou daar was dit elektrisiteit gewees. Dit was verkoeling, ja. Verkoeling, dit was verkoeling, boilermaker. Ek moet is ek reg as ek sê boiler? Alles reg. Dink 4, 5 tot 6 ambagte wat net in Naboom spruit omgewing gedoen gewees het en in Mexico, wat was die afdelings daar, want ons het nou oor die skepe aan die Weskus gepraat, maar wat was nou weer daar? Was ook 'n groot getuienis geweest. Daar het ook verskillende persone bymekaar gekom, maar ons het Amerikaners gekry, ons het mense Kanadese gekry en dan doen hulle werktuigkundige, bouwerke, loodgieterswerke en vele ander rekenaarwerk ensovoorts. Maar die wonder van alles is ook so 'n bietjie kookkuns en dergelike dinge in die kombuis waarvan soos dat Jerry ook daar so saam met die vrouens rondgespring het. Interessante dinge. Maar wat so kosbaar daar is, dis almal mense daar wat na ons toe gekom het. En dan het hulle vir ons gesê, en dit was my verstommend in Belize daar in by die Karibiese eilande. Ons almal het vir jare hierdie crab mentality gehad. Hierdie krap mentaliteit. Ek sê maar ek verstaan dit nie mooi nie. Verduidelik nou aan my, hoekom julle mense so sukkel? Want ek wil dit vergelyk met ons land. Toe self met hierdie woorde. Die krap mentaliteit is dit. Van ons probeer opkom. En as van ons hier reg bo kom, soos die krappe, dan is daar iemand, 1 of 2 wat ons terugskop. En dan moet die krappie weer van onderaf kom. Die sukkelende proses om bo te kom. En nou op hierdie oomblik in my land en in hierdie milieu waarin ons nou sien ek 'n ongelooflike struikelbewegings van mense om net na boontoe te kom. Mense wat geen kwalifikasie het nie, geen geleentheid het nie. En dit word nou aangespreek op klein skaal. Ons is maar net 'n klein spikkeltjie, maar ons probeer om dit te impakteer. En dis wonderlik om die resultate te sien.